af van my, hoe ek daardie waardigheid beskerm. Die evangelie kom nie om gebroke mense verder te breek en te verneder nie. Christus vertrap nie diegene wat alreeds seer gekry het nie. Sy pad is van herstel, sy pad is van vergifnis, en sy pad is om elke keer weer nie te begin, al beteken dit ook dat dit oor moet begin. Maar juist daarom roep die evangelie vir ons om af te sien van elke vorm van ontrou, van uitbuiting en 'n dubbele lewe. Eer jou beloftes, praat die waarheid, behandel ander mense as iemand wat aan God behoort, want hulle behoort aan God. En indien jy skade gedoen het, erken dit en soek herstel. Leef met trou en respek met ander. Want dis hoe ons leef, omdat God ons helper is. Liewe vriende, en dan kom vers 5 wat sê, hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het, want God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. En hier raak die teks aan een van ons diepste vrese. Die vrees dat ek nooit genoeg sal hê nie. Want geldgierigheid of gierigheid is nie net ryk mense se probleem nie. Dit woon in elke banhart. Dit begin wanneer ek glo, as ek net 'n bietjie meer het, dan sal ek meer sekuriteit hê. Dan sal ek veilig wees. As ek net genoeg besit, genoeg beheer en genoeg voorsiening het, dan sal ek nie meer hoef te vrees nie. Maar vriende, vrees sê nooit, nou het ek genoeg nie. Vrees skuif altyd die grense al hoe verder en verder. En daarom gee die teks nie hier in die eerste plek 'n finansiële reël nie. Maar eintlik gaan dit hier oor 'n geloofsanker. 'n Geloofsanker wat sê, ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. En dit is die grond van Christelike tevredenheid en genoegsaamheid. Tevredenheid beteken nie dat ons lui of onverantwoordelik moet wees nie. Dit beteken nie dat ons nie mag werk of spaar of beplan en voorsien nie. Dit beteken dat ons diepste rus nie in ons besittings lê nie, maar in God se teenwoordigheid. Dis waar ons sekuriteit lê. Die feit dat ons van oomblik tot oomblik in God se teenwoordigheid leef, en dat hy sorg, en dat hy omgee, en dat hy 'n pad met ons loop. Ek is nie tevrede omdat alles maklik is, of omdat ek alles het wat ek begeer nie. Ek kan tevrede wees, omdat God gesê het, ek sal jou nooit los nie. Daarom, vriende, wil hierdie teks ons oproep vanoggend om eerlik te kyk ook na ons eie lewens. Wat is die goed wat jou besluite dryf? Jou vertroue of jou vrees dryf? Het geld 'n hulpmiddel gebly of het dit 'n meester geword? Daarom vra hierdie teks, pleit hy by ons om te sê, los die greep van gierigheid en leer om tevrede te wees, want God is jou helper. Vers 6 is eintlik half die afsluiting van alles. In 'n sekere sin moes vers 6 dalk heel bo gestaan het.
Want dit is die motivering van alles wat ons by uitgekom het sover. Vers 6 sê, daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Let op die woord daarom. Ons belydenis begin nie by ons eie krag nie. Die teks sê nie, omdat ek sterk is, daarom kan ek praat nie. Omdat ek alles verstaan, omdat ek nooit bang voel, omdat my omstandighede gunstig is, daarom kan ek sê nie. Nee, God praat eerste en geloof antwoord. En omdat God gesê het, ek sal jou nooit verlaat nie, daarom kan ons sê met vertroue, die Here is my helper. Ons sekerheid rus nie op die sterkte van ons greep op God nie, maar op die trou van God. Op die trou van God wat vir ons styf vashou. Sy greep, sy vaste greep, waarmee hy ons vashou. En daarom hoef jy nie eers alles in jouself reg te kry, voordat jy hierdie belydenis kan uitspreek nie. Jy mag juis in jou swakheid sê. Jy mag dit sê met 'n bewende stem en met 'n hart vol vrae. Geloof is nie om voor te gee dat jy sterk is nie. Geloof is om jou volle gewig op God se belofte te laat rus. Wanneer die gelowige sê, ek sal nie vrees nie, beteken dit nie dat 'n Christen nooit bang voel nie. Die Bybel is eerlik en ek dink jy sou 'n hele paar voorbeelde vanoggend ook kon noem oor menslike vrees waaroor gepraat word in die Bybel. Gods mense, Gods helde in die Bybel wat vrees geken het, soos Dawid en Elia en Paulus. Die disippels was bang om te sê ek sal nie vrees nie. Beteken nie dat vrees nooit deur my hart sal gaan nie. Dit beteken maar net dat vrees nie my koning sal wees nie. Vrees sal nie my gewete beheer nie, my gehoorsaamheid verhinder of my toekoms bepaal nie. Vrees kry nie die laaste woord nie. Die laaste woord behoort aan God. En wanneer die teks vra, wat kan 'n mens aan my doen? Ontken dit nie dat mense ons kan seermaak nie, dat mense ons kan kritiseer nie, dat mense ons kan verwerp en ons kan bedrieg nie, dat mense ons nie kan onreg aandoen en werklike skade aan ons veroorsaak nie. Die geloof maak nie daardie pyn onwerklik nie. Maar mense kan nie God se belofte kanselleer nie. Hulle kan nie Christus van my af wegneem nie. Hulle kan nie maak dat God jou verlaat nie. Hulle kan nooit jou helper van jou af wegvat nie. Daarom is hierdie belydenis dat die Here my helper is, so ongelooflik bevrydend. Want as die Here my helper is, hoef mense vrees my nie te beheer nie. As die Here my helper is, hoef geld nie my lewe te regeer nie. As die Here my helper is, kan ek lief hê en gasvry wees. As die Here my helper is, kan ek naby kom aan mense wat swaar kry. As die Here my helper is, kan ek getrou leef. As die Here my helper is, kan ek vandag se pad loop, al weet ek nie wat môre gaan bring nie. Liewe vriende, dit is die koninkrykslewe waarvan die Hebreërs wil van praat. Nie 'n lewe sonder gevare nie, maar 'n lewe waarin God se trou groter as ons vrees en enigiets anders is. Gemeente, miskien is dit juist die woord wat sommige van ons vandag nodig het. Miskien wonder jy hoe jy gaan regkom
Miskien dra jy vanoggend, soos jy hier sit, swaar in jou bekommernis oor jou gesin. Miskien is daar spanning by die werk of druk op jou geldsaake. Miskien het iemand se woorde jou diep seer gemaak. Miskien wag jy op 'n uitslag, 'n diagnose, 'n moeilike gesprek wat jy moet voer iewers. Miskien moet jy 'n belangrike besluit neem wat die koers van jou lewe gaan raak en bepaal. Miskien het jy 'n verlies wat jy net nie kan verwerk nie. Hoor dan vandag se God se belofte. Ek sal jou nooit verlaat nie. En ek sal jou nooit in die steek laat nie. En laat jou hart daarop antwoord. Die Here is my herder. Die Here is my helper. Ek sal nie vrees nie. Nie in groot krisisse of buitengewone oomblikke nie, maar vandag, in die gewone oomblikke van my lewe. Vandag, wanneer ek opstaan, sal ek weet die Here is my helper. Vandag, wanneer ek werk toe gaan, sal ek weet die Here is my helper. Vandag, wanneer ek daardie moeilike oproep moet maak, sal ek weet die Here is my helper. Vandag, wanneer ek dalk by die dokter sit en wag, dan sal ek weet die Here is my helper. Vandag, wanneer die teleurstellings van die lewe dreig om my onderste bo te loop, dan sal ek weet die Here is my helper. Vandag, wanneer ek weet, of wanneer ek nie weet wat om te bid nie, die Here is my helper. Wanneer jy aan die einde van jou krag kom, die Here is my helper. Maak hierdie woorde, liewe vriende, jou daaglikse belydenis. Nie as 'n towerformule nie, maar as 'n bewuste terugkeer na die belofte van die lewende God, dat hy by jou is, dat hy jou vashou, dat hy 'n pad met jou loop. Want uiteindelik sien ons dit alles die duidelikste in Jesus Christus self. En Christus het God nie van ver af gesê, ek sal jou help nie. Christus kom God deur Jesus Christus na ons toe. Kom slaan hy 'n tent op onder ons, kom leef hy onder ons. Hy het ons menswees aangeneem en ons broosheid het hy gedra. Hy het ons sonde op hom geneem en die pad van lyding geloop. Hy is verwerp en hy is mishandel, hy is gekruisig en hy is begrawe. En op die 3de dag het God hom uit die dood uit opgewek. Daarom is ons helper nie maar net 'n mooi storie of 'n vaai idee nie, 'n wens of 'n gevoel nie. Ons helper het 'n naam, Jesus Christus. Hy is die een wat met ons saamgaan. Hy is die een wat vir ons intree, hy is die een wat ons dra, hy is die een wat ons regeer, hy is die ene wat beloof, ek is met julle al die dae tot aan die einde van die wêreld. En daarom kan ons sê, die Here is my helper. Nie omdat die wêreld 'n veilige plek is nie, maar omdat God getrou is. Nie omdat alle mense altyd goed is nie, maar omdat Christus die Here is. Nie omdat ons nooit bang voel nie, maar omdat ons vrees nooit die laaste sê kan hê nie. Nie omdat ons alles het nie, maar omdat God ons vashou en sorg. Gemeente, die woord laat ons vandag nie toe om slegs getroos huis toe te gaan nie. In 'n sekere sin roep hierdie woord ons tot bekering, roep ons tot gehoorsaamheid. Roep dit ons om op 'n nuwe manier te leef. As jy vandag bely dat die Here my helper is, vra dan ook, waar moet hierdie belydenis môre in my lewe sigbaar word? Waar moet mense dit kan sien? Is daar iemand wat weer moet lief hê?
wat ek meer moet lief hê, nadat ek my hart vir daardie persoon toegemaak het? Is daar 'n vreemdeling op 'n eensame mens vir wie ruimte gemaak moet word? Is daar iemand wat swaar kry, op wie se pyn jy nie meer langer die rug kan keer nie? Is daar 'n verhouding waarin jy moet terugkeer met liefde en met trou, met eerlikheid en met respek? Is dit tyd om jou vrees, jou onsekuriteit oor geld en wat ook al en beheer voor God neer te lê? Is dit nie nou tyd om hom met alles te vertrou nie? Is daar 'n gehoorsame stap wat jy uit vrees bly uitstel en bly uitstel, wat jy moet maak? Moenie hierdie vraag tot môre uitstel, of volgende week, of 'n beter tyd nie. Moenie amen sê, en dan presies op dieselfde manier gaan voortleef nie. Hou aan lief hê, wees gasvry, dink aan die wat swaar kry, leef met trou en respek, hou jou lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat jy het, moenie toelaat dat vrees die laaste woord kry nie. Kies vandag die konkrete stap van gehoorsaamheid, wat die Here voor jou plaas, en neem dit, omhels dit, nie omdat jy sterk genoeg is nie, maar omdat die Here jou helper is. Sê dit wanneer jy sterk voel, sê dit wanneer jou stem bewe, sê dit wanneer jy weet wat voor lê, en sê dit wanneer die pad voor jou donker is. Die Here is my helper, ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? En gaan leef dan so dat ander mense in jou liefde en jou gasvryheid, jou medelee en jou trou en jou tevredenheid en jou selfgenoegsaamheid en jou moed kan sien dat hierdie belydenis, dat die Here jou helper is, dat dit waar is. Want die God wat dit beloof het, hy is getrou. Amen. Kom ons bid saam. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie vir u woord van vanoggend. Dankie Here vir die belydenis dat u ons helper is, dat dit nie maar net mooi woorde is nie, maar Here, dat dit 'n werklikheid is. Dat u wat die koning van alle konings is, dat u na ons toe uitreik, Here, dat u teenwoordig is in ons lewens elke oomblik, dat u, Here, die skrywer van ons geskiedenis en die bepaler van ons lot is. Dankie daarvoor. Daarom hoef ons nie te vrees nie. Maar daarmee saam, Here, gee dat ons hierdie geloof, dat u ons helper is, dat u ons sterkte is, dat u ons alles is, dat ons dit sal leef in die manier wat u woord van ons vra. Here, ons bid vir hulle wat siek is in hierdie gemeente, hulle wat worstel met hulle lewenskwaliteit. Ons bid vir hulle wat dalk worstel met groot lewensvrae, geloofsvrae. Ons bid, Here, dat u deur u liefde en die Gees ook vir ons by hulle sal uitbring en dat ons, Here, ook onsself in hulle plek sal probeer stel. Here, dat ons ook met hulle 'n pad sal loop en sal ondersteun. Here, baie dankie dat ons kan dankie sê vir u liefde en die genade, vir die omgee. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. Lieve vriende,